Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewete openbaar te wees. Vers 12. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike roem, en nie op die harte nie. Want as ons uitsinnig is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is dit tot eer van julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Kan jy sien dat ek en jy mekaar met die gees moet ken en beoordeel? Alhoewel ons in die gedeelte wat ek vroeër gelees het ook sien, dat dit wat ons uiterlik moet wees, ook Christus moet wees. Maar dit wat ek en jy dink en wat ons innerlik is, en hoe ons optree, ook Christus moet wees. Vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Menende, my en jou sonde, die verkeerde goed, die slegte tyd, het verbygegaan. Al daai goed is nou onder Christus se bloed. En nou is ek en jy 'n nuwe mens. Wanneer ons in Christus is ek en jy 'n totale nuwe mens. Vers 18. En dit alles is uit God, want ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. As ek en jy met God versoen is, kan ons nog in 'n pub rondhang en 5 doppe dronk wees? Kan ons nog 1 dop dronk wees as ons met God versoen het? Is dit enigstens moontlik dat ek en jy wangedrag kan openbaar van woede, van haat, van nyd? Kan ek en jy nog vry sê net wat ek en jy wil? Nee, versekerlik nee. Ek en jy met die gees van Christus openbaar, en daardie werke is nie die gees van Christus nie. Kan ek nog as 'n jong dame 'n verleidelike rokkie wat bitterkort is en sy hals tot wie weet waar oophang dra, as ek my versoen het met Christus? Nee, versekerlik nie. Ek sê nie wees 'n kloosterkoek nie, maar ek sê wel, wees vir die Here aanneemlik. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid vir God in hom. Ons ruil dus ons vuil, onverfynde lewe vir God se verfynde woord, die Bybel, ons handboek se waardes. En ons begin leef aanneemlik vir God,
aanneemlik in sy woord, aanneemlik vir sy werke en dade, aanneemlik vir sy gees. Ons skuif aan na hoofstuk 6 vers 1, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie, want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk nou is die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Vers 3. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Hou dit skoon, mense. Dit wat God is rein, en ek en jy moet leer om reiner te word met sy gees. Vers 4. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in nood, in benoudheid, in sla, in gevangenskap, in oproepe, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendskaplikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend as sterwendes, en kyk, ons lewe as getuie en tog nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het en tog alles besit. Met ander woorde, wanneer ek en jy as kind van die Here deur dinge gaan ons anders optree, ons dade gaan anders lyk. Wanneer ons bedroef is, skree ons nie sonder hoop nie. Ons is wel hartseer en ons bære dit en ons bring dit voor die Here, maar ons gil dit nie van die balkonne af nie. Wanneer ek en jy swaar kry, gil ons dit nie met 'n suur gesig van die balkonne af nie, maar ons vat dit na ons binnekamer toe en ons dra dit op aan die Here en ons verwag die uitkoms in geloof. Ons lees dan in 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Kies jou vriende reg, soek vir jou mense wat absoluut jou kan in die Here intrek. Moenie met die wêreld bande hou nie. Hou bande met Christus. As jy daai ou nie kan oortuig nie, gaan jy hom nie oortuig nie. Vers 15, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowiges met die ongelowiges? Vers 16, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Sien jy wat ek vir jou sê? Ek en jy kan nie meer die wêreld dien en dink dis aanvaarbaar, want God se genade het ons vrygekoop nie. Hier is 'n Nuwe Testamentiese woord. Want julle is die tempel van die lewende God, vers 16. Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie
aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek wil hierdie vers 17 weer vir jou lees, en ek wil dit sterk benadruk. As jy as 'n jong mens nog vrae het, kan ek of kan ek nie, maak hierdie jou motto van vandag af. Daarom, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my 'n seun en 'n dogter wees, spreek die Here, die Almagtige. 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ek wil jou weer aanmoedig met vers 1. Terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Hierdie skrif sê pertinent, mag ek en jy ons vleeslike begeerlikhede neerlê, maar mag ons ook die gees waaronder ons optree reinig, sodat ons nie meer as iemand aggressie het, 'n gees van aggressie, en daaronder mee optree nie, dat ons dit reinig en dit bring volgens God se woord. Vers 2, maak vir ons ruimte in julle hart. Ons het niemand onreg aangedoen nie. Ons het niemand behandel nie en benadeel nie. Ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie uit die veroordeling nie, want ek het van tevore dat julle in ons harte is, om saam te sterwe en saam te lewe. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking. Dis hoe ons oor mekaar moet voel. Dis hoe jou werke moet wees teenoor jou broer, dat jou broer so oor jou praat, dat jou suster so oor jou praat. Wanneer ek en jy Christus gekies het en hom ten volle ons in gemaak het, is dit 'n opdrag om te begin streef na heiligmaking. Ek en jy kan nie loop en sing, ek is op my pad hemel toe, ek is op my pad hemel toe, singend, altyd singend, terwyl ek en jy weet dat ons lewe is nie skoon en rein voor Christus nie. Hierdie evangelie is gratis, maar hy is nie goedkoop nie. Ek en jy het 'n prys om te betaal, om in te gaan in die koninkryk van God in. En ek wil jou nie los vir 'n oomblik om te dink dat jy reg is en ek het jou nie vermaan volgens die woord van God nie. En in dieselfde tyd myself vermaan volgens die woord van God en toegelaat dat die woord van God my en jou kom verander om meer te word soos Christus, sodat ons waaragtig koninkryk van God sal kan behaal. Kom ons vergeet nie dat daar 'n vermaaning is in die woord van God, wat vir ons sê, dat ons sal voor hom staan en ons sal sê in sy naam het ons duiwels uitgedryf en het ons siekes genees, en hy sal sê, gaan weg, ek ken jou nie. Dis 'n ernstige saak, as hy sê ons moet ons rein begin maak voor hom, en rein begin lewe, dat ons absoluut ons dade sal was met sy bloed, en ons werke sal was met sy gees, en volgens sy gees sal begin wandel. Paulus skryf in vers 9, hoofstuk 7, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding
maar die droefheid van die wêreld wek die dood. Want kyk, juis dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewek. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing, in alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Ons moet in die saak van God rein wees. Ek wil praat met jou oor hoe jy jou lewe leef en hoe jy 'n getuie is met jou woorde, met jou dade en elke ding. Dan gaan ons na 2 Korintiërs 9 vanaf vers 6. Maar dink daaraan, wie spaarsamig saai sal ook spaarsamig maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Hierdie gaan wel oor jou finansies, maar dit gaan ook oor jou dade, hoe jy mense kan ondersteun, hoe jy mense kan help. Dis ook saad wat jy in die grond sit. Hoe jy kan ondersteun, hoe jy kan in gebed daai gebed vir daai persoon, daai intersessiewerk kan doen. Dis ook hoe jy voor God jou kan uitleef en saad in die grond kan sit. En jy sal ook oorvloedig maai. Ek kan jou waarborg, iemand wat altyd gereed is om vir 'n ander een te bid, ander sal weer gereed wees om vir daai een ook te bid. Hoewel ons in die vlees wandel, sê Korintiërs 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hoe bereid is jy om vir jouself in daai gaping te gaan staan en te sê, Here, in u krag werp ek hierdie vestings neer. Vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dit wys vir my, ek en jy het deur Christus die krag om ons gedagtewêreld gevange te neem en te onderwerp aan Christus en ons volkome neer te lê vir hom. In vers 6, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Kyk julle na wat voor is? Vraagteken. As iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort, laat hy dit by homself weer oorweeg, dat net soos hy self aan Christus behoort, ons ook so aan Christus behoort. Wanneer jy met jou medemens saamleef en jy doen 'n beoordeling, om te onthou, daai persoon behoort ook aan Christus. Jy kan nie maar net maak en sê soos jy wil nie. Jy doen dit eintlik aan Christus. Vers 8, want al sou ek ook nog meer roem oor ons gesag wat die Here ons gegee het om julle op te bou en nie neer te werp nie, sal ek nie beskaamd uitkom nie. Anders sou dit die skyn hê, asof ek julle deur die briewe wil bang maak. En ek wil ook vir jou sê, dat ek wil jou nie bang maak nie. Ek wil jou aanmoedig om meer te soek na God se heiligmaking. Ek wil jou aanmoedig om seker te maak van jou sielsaligheid. Ek wil jou aanmoedig om rein te leef voor hom. Glo my, wanneer die Here 'n wonderwerk doen, deur my, wanneer hy my gebruik as 'n kanaal, as 'n pypie, waardeur hy daai wonderwerk doen, die eer kom slegs aan hom toe. Ek is net 'n pypie, jy is net 'n pypie.
Wanneer jy bid en die krag van die Here neerdaal, is dit nie omdat jy goed is nie. Dis omdat hy, wat God, Christus, Heilige Gees, Seun, Vader, hy is goed. Die drie eenheid is goed. Jy het geen eer en roem en aandeel in sy goedheid nie. Jy het wel deelname. Jy mag wel sien, jy mag wel beleef, jy mag wel trots wees op God, maar nie op jouself nie. Reinig jou werke op alle maniere wat jy kan. Maak dit doelbewus jou taak om te let op jou denke. Hoe maklik kan ons in ons denke negatiewe dinge oor ander dink en aan hulle karakters toevoeg en besluite neem. In die wêreld waarin ons leef, weet ons daar is baie narcisme. Maar so maklik label ons iemand as 'n narcis, wat dalk net 'n ligte narcistiese oomblik gehad het. Nee, dis nog steeds nie reg nie. Maar ek en jy behoort genoeg van God se genade te beleef, om ook genade te kan uitdeel aan ander. Ek sê nie stel jouself bloot en word verniel en vertrap nie. Dit is nie God nie. Narcisme is nie van God af nie. Maar jy kan dit wel bestuur en die persoon nog steeds met liefde hanteer. Jy kan die persoon nog steeds met respek hanteer, want hy behoort eerstens aan God die Vader. Selfs al het hy nog nie sy lewe uitverkoop aan hom nie, beloof die Here dat hy hom sal bly besoek, want ons is nog in die genade tyd, waar daar nog tyd is, waar ons tot bekering kan kom, waar daar nog tyd is, waar die Heilige Gees mense kan besoek, maar wanneer ek en jy vervloek, maak ons die werk ondraaglik. Ek en jy het nodig om te besef en te onderskei wat aangaan, en dan dit na die Here toe terug te vat en die antwoord te bid, nie die probleem nie. Here, hy's 'n narcis, dis die probleem. Here, dankie dat ek weet U is met hom besig en U is besig om hom te genees uit elke vorm van narcisme. U is besig om hom te leer hoe dit nie moet gebruik word nie, hoe ons nie moet optree nie. Dankie Here, U is besig om sy siel te red. Dis wat my en jou gebed moet wees. Dis hoe ek en jy in die waarheid kom en die antwoord begin bid. Dankie Here, U maak hom meer as oorwinnaar. U maak hom vry. Dis antwoord bid. Ons is te geneig om net te kerm. Om net te kerm is nie gebed nie. Wanneer ek en jy in lyn met die woord van God bid, Here, by U is alles moontlik. Daarom staan ek in geloof en ek vat dit vandag as my waarheid. Dis wanneer ek en jy antwoord begin bid. Dis wanneer ek en jy 'n journey met die Heilige Gees begin aangaan, om te begin luister wat hy sê en in lyn met sy woord, die Bybel, te begin bid. Ek en jy het nodig om die Bybel te lees. Ons het nodig om te weet wat daarin staan. Dis nie so belangrik dalk om presies te weet watter teksvers staan waar, onder watter boek en dit nie. Maar is belangrik dat ek en jy presies weet wat daarin staan, sodat ons dit kan gebruik die dag wanneer ons moet vir iemand in die bres staan en moet bid, sodat ons die woord van God se waarheid in daai plek inbid. Ek moedig jou dus aan, lees jou Bybel elke dag, op 'n manier. Het sy dit dat jy iemand op ons tegnologie het vooruit gegaan, het sy dit dat jy iemand op tegnologie gebruik wat die Bybel lees vir jou, terwyl jy besig is om dalk te werk, omdat jy nie ander tyd het nie, of dat jy in die aande gaan sit en self die Bybel lees, as jy nie hou van Bybel lees nie. Daar's verskriklik baie YouTubers wat die Bybel lees, letterlik
lees. Kies vir jou een van daai ouens en dat hulle vir jou lees, terwyl jy besig is om aan te trek in die môre, terwyl jy besig is om te bad. Maak die woord vas in jou gees, terwyl jy besig is om dalk jou gremering te doen. Kies vir jou tye wat jy weet, jou brein is nie regtig besig met iets nie. Hy werk nou maar net voort. Kies vir jou daai tye en sit vir jou die woord van God in die agtergrond aan. Ek het op 'n stadium in my lewe baie moeilik geslaap in die nag, en wat ek gedoen het is, ek het vir my oorfoontjies ingesit, en ek het daai tyd die Afrikaanse Bybel, dit was nog op CD's, het ek begin, dan sit ek die CD in my laptop, en ek het hom aangesit, en my oorfone was nog kabeloorfone, en ek het so aan die slaap geraak, en met die woord van die Here, en jy sal verstom wees oor hoeveel van daai skrif begin in jou gees te leef, na jy die 5de en die 6de keer die Bybel deurgeluister het in die nagte. Dat jy net skielik van daai skrif kan herroep, want jou geheue het hom gestoor. So punt jou bron van kennis uit die woord van God, maar sit jouself pertinent in die posisie om die woord van God in te neem. Ons sluit af vanmôre met 'n wonderlike wete dat wanneer ons reinig en skoon maak en vry leef, Christus kom. Hy kom vir 'n skoon bruid, en dan is ons gereed om saam te gaan. Ons Hemelse Vader, ons kom vanmôre en ons kom juig voor U in dankbaarheid vir wat U eerstens aan die kruis vir ons gedoen het. Dat U genade nog vry vir ons is, sodat ons lewens kan regmaak voor U. Ons kom sit die erns van hierdie saak vanmôre voor U. En ons kom vra, leer my, o Here God, om meer en meer soos U te wees, rein en skoon gewas, vry van alle sonde, vry van my eie vuil denke, vry van my vleeskarakter, sodat ek meer en meer U geestelike karakter, U goddelike karakter begin naboots en leef. Amen. Wees geseënd in die naam van Jesus. Totsiens.